As hy, ons sluit hierdie oop. Here, baie dankie vir nog 'n dag. Here, dankie dat U elkeen van ons so seën. Here, my gebed is dat U met elkeen van ons sal wees vanoggend. Heilige Gees, dat U met elkeen van ons sal wees, dat U ons harte oop sal maak, dat U ons harte ontvanklik sal maak. Here, laat ons sal uitgaan en 'n verskil sal wees vir U. Dat ons 'n lig in hierdie donker wêreld sal wees. Wees met ons. Seën vanoggend. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Dan weer eens baie welkom by vandag se diens. En ek wil net vir Rikus baie dankie sê vir laas week wat hy vir my ingestaan het. En vir die awesome diens wat daar was. Ek wil vanoggend wil ek deel oor die woord om God eerste te stel. En ek wil, as ek julle sou vra of vir julle sê dat julle, as julle een wens kon kry. Een wens. Julle weet, ek weet nie of ek julle al vertel het van daardie keer toe ek eendag gery het met die bike en toe ek ry, toe is daar 'n padda wat so oor die pad kom en ek stop toe en ek haal die padda so uit die pad uit rassie en ek sit hom so een kant en toe op so een kant, toep, toe is daar 'n veekie. En die veekie sê vir my, Brent, jy het een wens. Wat wil jy graag hê? En ek dink so en ek weet my vrou wil bitter graag Mauritius toe gaan of na daai tropiese eilande toe. En soos wat julle my ken, hou ek nie daarvan om te vlieg nie, want die vliegtuie se vensters kan nie oopmaak nie, want dis hoekom ek motorfiets ry, daar's net een groot venster. En ek sê toe vir hierdie veekie, nee, maar kan jy nie vir my 'n highway bou Mauritius toe nie? En daai veekie kyk so en sy werk so uit, sy sê, okay, dit gaan so wees, al die dinge. Dit gaan nogal 'n moeilike bouery wees, dit gaan nogal 'n moeilike wens wees om uit te voer oom daar. Sy kyk my so en sy sê, is daar nie 'n ander wens wat jy wil hê? En ek sê, ja, kan jy asseblief vir my sê, hoe werk 'n vrou se kop? Toe sê hy, hoe breed moet jy daai highway? Net so ligtelik, dames, nothing against you, asseblief. Maar as ek julle sou vra vandag, as julle een wens kon kry, waarvoor sal julle wens? En as ek kon sê, glo ek dat baie van ons sou wens vir meer geld, 'n gelukkiger huwelik, gehoorsame kinders, dat ons kinders gesorg sal wees. Hier's 'n baie belangrike een, goeie gesondheid, geen pyn en 'n lang en gelukkige lewe. Het ek alles mooi saamgevoeg? Het ek alles bymekaar uitgebring? Om 'n padda te wees. Maar ja, kom ons kom nou op 'n ernstige noot. Sal my wens, wat ek wens, reflekteer wat God vir my en jou wil hê? Kan ek dit weer vra? Julle sien, sal my wens wat ek wens, God reflekteer wat God vir my en jou wil hê. En die belangrikheid vir my en jou is na regte wat God wil hê vir ons, moet die belangrike een wees. En nie wat Brent wil hê vir homself nie. Of is dit anders te rassie? Jy sien, as Brent wil hê wat Brent wil hê vir homself, man, dan sou ons definitief nie vandag hier gewees het nie. Ek sê, maar God het 'n ander plan met my lewe gehad. En 'n vraag wat ek gevra is, wat wil God hê vir ons? Wat is God se hart vir ons? En ek het hier geskryf ook, kan ek vandag eerlik wees met julle? En miskien op 'n paar tone trap vandag. En as ek hierdie vellies uittrek, sal julle sien, my tone is blou, en my knieë is blou. Want ek het op my eie tone getrap. En ek het hier geskryf, ek en jy moet eerder bid, dat God se wil sal geskied in ons lewens. Eerder, as wat ek en jy graag wil hê. Jy sien, ek het
Ek het 'n groot lys van dinge wat ek graag wil hê. Maar om daarmee weet dit nie in die Here se wil is vir my. Jy sien, maar God sê nog steeds vir my en jou dat ons moet hoop en dat ons moet droom. Maar wat belangrik is dat ek en jy nie God een kant toe sal skuif nie. In Matteus 6 vers 31 tot 33 in die Boodskap Bybel sê die woord vir ons die volgende: Hou dan op om so klein gelowig te wees. Hy sal sorg dat jy genoeg het om aan te trek. Hou op om te sê, wat gaan ons vandag eet en drink? Of, wat gaan ons vandag aantrek? As julle dit doen, tree julle op soos mense wat God glad nie ken nie. Julle het mos 'n Vader in die hemel, wat presies weet wat julle nodig het. Hy sal sorg dat julle dit alles kry. Stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee. En los môre se probleme vir die dag van môre. Want probleme het elke dag immers oorgenoeg. Leef vandag voluit vir God. Julle sien, Jesus kom en sê hier vir ons dat die dinge van die wêreld nie ons harte moet oorneem nie. Jy sien, en dit is so maklik dat dit moet gebeur. So maklik. Ons het gister, soos wat julle weet, het ons weer eens troue gehad. Ons het 10 uur gisterand by die huis gekom. Moeg, uitgeput. En Brett het geweet in sy agterkop dat die sprintreis aan is 10 uur. Is ek reg? En as ek my TV sou aangesit het, sou ek dit gekyk het, maar weet jy wat? Eerste ding wat ek gedoen het toe ek by die huis gekom het ek my Bybel gevat en ek het my woord gelees en ek het gebid. En ek het die lig afgesit en ek het my vrou Konaid gesien. En ek het geslaap. En volgende toe ek van Mike gesit en wag het, vat ek my telefoon en ek het 'n app op my telefoon om te kyk wat gebeur het. Jy sien, dit was belangrik vir my om te weet dat ek God eerste sal stel. Ek en jy moet eerste God se koninkryk soek en al die ander dinge, kos, klere, noodsaaklikhede sal vir ons gegee word. Maar wat is hierdie koninkryk wat ons eerste moet soek? Romeine 14 vers 17 in die 53 vertaling sê vir ons, wat is die koninkryk? Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Die belangrikste is dat ek en jy God eerste moet stel. En ek het hier geskryf ook, kan ek sê, ons moet dit nie sien as 'n keuse nie. My boetie en my sussie, ons moet dit nie sien as 'n keuse om te sê, kan ek of wil ek God eerste stel nie. Kan ek vanoggend vir julle sê, dis 'n opdrag, julle moet God eerste stel. Ons moet. Ek en jy moet eerste die koning soek. En as julle sou vra, wie is die koning? Kan ek vir julle sê, dit is definitief nie koning Charles nie. Dit is ons koning, Jesus Christus. Sien, om Jesus ten volle te soek, moet ek en jy soek, Jesus soek, met ons hele hart, siel en verstand. En volgens wil ek graag 4 vinnige punte, of basiese reëls, om 'n gelukkige, suksesvolle, vervulde en produktiewe Christelike lewe aan julle voorhou. En weet jy wat, dis wat ek vir my kinders gesê het, en vir sekere mense gesê het wat raad soek. Raad is net so goed, en nie, as wat jy dit wil gebruik. En as wat jy dit wil vat. Jy weet, my pa het altyd vir my gesê, luister, doen dit so. En dan wil ek ons my maniere probeer, en op die einde van die dag het dit gewerk, soos wat my pa gesê het, dit werk. En nou sit ek met 2 jong manne, as ek sê, luister, doen dit so, dan sê hulle vir my, Dada, dit werk nie meer so nie, ons doen dit so.
En sê ek, my ou mens, bring net my tools terug en maak soos wat julle wil. En dan 'n uur later, dan kom hulle en sê hulle, Dada gesê, moet ons maak. Jy sien, en die Here sê ook vir my en jou hoe ons dit moet doen. Die eerste punt, gee God die eerste van jou dag. Kan ek sê, party van ons word wakker en sê, goeiemôre Here. En ander sê weer, joh, Here, is dit alweer môre. Is dit nie waar? Joh, waar is die nag heen? Julle weet, ek het dit al baie keer genoem, dat ons die eerste van elke dag vir God moet gee. Ons moet Bybel lees en ons moet bid. Ons moet vandag moet ons opdra aan die Here. En partykeer is dit moeilik. Stuur partykeer hardloop die dag net uit. Maar julle weet, ek het dit net besef, as ek weer die dag gaan uitloop of uithardloop, dan staan ek maar net 15 minute vroeër op om daar. Jy sien, die vyand weet dat as ons dit nie reg doen nie, hy in beheer is. En kan ek vir julle sê, as ek nie my dag reg begin nie, as ek nie my dag met die Here begin nie, man, is daai dag in sy beekie. Dis in sy beekie, soos in solid. Jy sien, wanneer ons deur God se woord lees, sien ons dat daar so baie van die wyse mense van die Bybel, hulle dag begin het, om eerste tyd aan die Here af te staan. En die stel ek het nie hierdie deurgegee nie, want daar is baie skrifte. As ons gaan kyk in die woord na Abraham, in Genesis 19:27 sê dit vir ons hoe Abraham sy dag begin het. Jakob, Genesis 28 vers 18. Moses, Exodus 34 vers 4. En kan ek sê, selfs Jesus het sy dag begin om tyd aan God te spandeer. En saam met God te spandeer. Markus 1 vers 35 tot 53, dit het ek opgesit die stel, sê die woord vir ons. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy, julle sien is 'n hoofletter H, het hy, Jesus, opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Kan ek sê, as dit vir Jesus belangrik is, dink julle nie is vir my en jou belangrik. Die tweede een, gee God die eerste dag van jou week. Julle sien, vir die Jode is die laaste dag van die week die Sabbatdag, vandag Sondag. Ons sien dit ook, dat Sondag die laaste dag van die week is. Maar kan ek vir julle sê, Sondag is eintlik die eerste dag van die week. Ons as gelowiges en wedergebore kinders van God, is die eerste dag van die week die Sondag. En op hierdie dag kom ons by mekaar en ons dien die Here. Ons loof en aanbid die Here soos wat ons vandag gedoen het. En kan ek ook sê dat die eerste dag is wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, was 'n Sondag. As ek en jy God eerste stel, as ons week reg begin elke Sondag, sal dit met ons goed gaan. Kan ek dit weer sê? En ek sê dit nie om die kerk vol te kry nie, en ek sê dit nie, maar ek wil hê dat julle ore dit sal hoor, en die mense wat dit kyk op YouTube en op Facebook, dat julle sal hoor. Ons het nodig om ons week reg te begin. So 'n bietjie statistiek, as julle gaan uitwerk. Daar is 168 uur in elke week. Ons slaap gemiddeld 56 uur elke week as ons 8 ure per aand slaap. Hoor hierdie een, ek het geskrik toe ek dit sien. Ons eet 21 uur per week as ons 'n uur ete het. 21 uur wat ons spandeer om te eet.
Ons spandeer 'n minimum van 40 uur per week om te werk, as ons 'n 5 dae werksweek het, met 8 ure daarin. En as ons alles optel, kom ons op 117 ure uit. So dit is basies 117 uit 168 uur, wat ek op myself spandeer. Hoor mooi wat ek op myself spandeer. Ja, ons moet werk. Ons moet slaap. Dis daar, dis so. Maar as 117 uur wat ek op myself spandeer. Dan bly daar dus 51 uur oor per week. En as ek en jy net 'n uur per dag en 'n uur op 'n Sondag aan die Here gee. Hoor hierdie. 'n uur per dag plus 'n ekstra uur op 'n Sondag. Kom ons op 8 ure uit. Jy sien as ons daai sommetjies bietjie gaan maak, en ek het dit nie gemaak nie, ek staan nou hier en dink, as ons gaan vat, wat is die persentasie spandeer ons aan God? Sal ons skrik. Dan is daar nog 43 uur wat oorbly, wat ek nie kan rekenskap gee nie. Kan ek jou vra, waarna soek jy eers? Soek jy eers na God se koninkryk? Soek jy God se koninkryk op 'n uur op 'n Sondag? Om 'n uur 'n kerkdiens by te woon? Of soek jy 'n lekker ontspanne naweek? Julle sien daar was 'n Christelike Chinese man wat 7 muntstukke gehad het. En toe hy loop, toe kom die bedelaar en die bedelaar vra vir hom, meneer, kan jy asseblief vir my 'n geldjie gee? En hierdie Chinese man sien toe en hy vat 6 van sy muntstukke en hy gee dit vir hierdie bedelaar. En toe hy verder loop, kom hierdie bedelaar en hy roof die Chinese man en hy vat sy 7de muntstuk, vat hy weg. Sonder om dankbaar te wees, steel hy die laaste muntstuk van die man. Ek en jy dink nou daar waar ons sit, maar hierdie verdomde ondankbare bedelaar, hy het dan 6 muntstukke uit die 7 gekry. En dan kom steel hy nog die ou se 7de een. Is dit nie wat jy gedink het nie? Is dit nie wat baie van ons dink nie? Hy het dan meer gekry as wat hy nodig gehad het. Julle sien, en dis presies dieselfde met my en jou. God het ons 6 dae gegee om te werk. En ek en jy kom en ons steel die 7de dag van God af. Sien, ek het vanoggend gesê, dis nie maklik nie. Dis vir my 'n moeilike woord. Maar jy sien, ek en jy kom en ons steel van God. God se woord sê vir ons, soek eers die koninkryk van God. En al hierdie dinge sal vir jou gegee word. Die 3de punt. Gee aan God die eerste van jou inkomste. In Maleagi 3 vers 10 in die 53 vertaling sê die woord vir ons die volgende. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Wel, wat is 'n 10de? Dit is 'n 10de van jou inkomste. Om 'n 10de te gee aan die kerk, het nie gekom van die kerk af nie. Dit was nie ons as mense instelling nie. Dit was nie ons as dominees of pastore wat dit ingebring het nie. Nee, God het gesê dat ek en jy ons 10de aan die kerk moet gee. Dit kom direk van die Here af. En baie kom en sê vir my, maar Brett, ek kan dit nie bekostig nie. Ek kan nie. Waar gaan ek, hoe gaan ek die somme maak? Ek kan dit nie doen nie. Hoor weer eens mooi wat ek sê. Dit is dan amper asof jy sê, Brett, ek kan nie God eerste stel nie. Spreuke 3 vers 9:53 sê ook vir ons, vereer die Here uit jou goed en uit die eersteling van jou inkomste. En ek het ook hier geskryf, julle ken my al 'n hele paar jaar, baie van julle ken my al omtrent 7 jaar, en partykeer
as daardie tydperk. En julle weet, ek hou nie daarvan om oor geld te praat nie. Ek hou nie daarvan. Want jy weet, geld is 'n, ja, wat is die regte woord? Root of all evil, fyngevoelig. Ek weet, is daai, moet net nie oor my praat met oor geld nie. So ek hou nie daarvan. En ek het dit met 'n swaar hart gedoen toe ek hierdie boodskap voorberei het, maar dis die boodskap wat die Here op my hart gelê het. En God se woord sê ook dat hy 'n blymoedige gewer liefhet. En kan ek sê op die einde van die dag behoort alles in elk geval aan God. Ek kan nie my venterwandjie, ek kan nie my pentag kan ek nie pak met al my goodies, ek kan nie my bike trailer pak met my motorfiets, ek kan nie ons se gym nie pak, because that the day that I lie my head down, ek kan nie daai goed saam met my vat nie. Dit beteken niks. Ek het hier geskryf ook, ek wil ook net sê dat God se wiskunde en my en jou wiskunde die teenoorgestelde is. Jy sien waar ek en jy glo dat ons die 100% nodig het, kan ek met eerlikheid sê dat die oorblywende 90% wat ons het nadat ons God die 10de gegee het, baie verder gaan as die 100% wat ek myself sou gehou het. En ek praat met my eie huis uit, ek praat met oor my kinders, wat hulle 10de gee. En ek praat uit Kyle se mond uit, die maand wat hy minder gee as wat hy veronderstel is om te gee, kom hy kom nie deur sy geld nie. Maar die maand wat hy dit reg gee, het hy nog baie ekstra om te spaar ook. En dan koop hy nog 'n biltongkie en hierdie en daai droewors en al daai dinge. En ek het nog gister gesê, jou pa kan nie meer so koop nie, hoe kry jy dit reg? Nee, ek seer myself net. Sien ek het laasweek het ek gelees en ek het dit gaan soek en ek weet nie of dit in 'n dagstukkie was, ek weet nie waar dit was nie en ek het gaan soek en ek het dit nie gekry nie. Maar dit is amper dieselfde soos wat ek gesê het vroeër. As ek en jy nie ons 10de vir die Here gee nie, is dit asof ek en jy die Here se geld steel. En weer eens, dit is vir my moeilik om te praat oor geld. En ek het net weer eens besef dat sonder God ek eintlik niks is nie. Dat alles op die einde van die dag, in elk geval, aan God behoort. Jy sien, wanneer ek en jy God eerste stel, sal dinge beter lyk. Die 4de een, gee God eerste plek in jou hart. Ek het hier geskryf, hierdie is ook 'n moeilike een vir my. Ek sien in vandag se lewe gaan dit net oor me, myself and I. Am I happy? Am I sorted? Keith, have I got the best? Dit gaan oor my plesier. Dit gaan oor my posisie. Dit gaan oor my populariteit. Julle sien, ons as Christene het gekom en God een kant toe geskuif en gesê, ek kom eerste, my vrou, my kinders, my vriende en so voorts kom eerste. En dis nie hoe dit werk in God se koninkryk nie. Ek en jy moet God eerste stel. Ek kan vandag vir elkeen van julle in die oog kyk. Dan kan vir julle sê, my huwelik stel ek God eerste, voordat ek my vrou en my kinders daar stel. Want jy sien, God het hulle net vir my geleen. En sonder God is ek en jy absoluut niks nie. Ek en jy moet eerst God se koninkryk soek, met ons hele hart. En sien, wanneer ek en jy God eerste stel, sê God se woord dat God aan ons behoeftes sal voorsien. Ek en jy sal nooit spyt wees as ons God eerste plek in ons harte gee nie. En nêrens het ek hier gesê dat dit maklik is nie.
En nêrens het ek hier gesê dat you're not going to go through trials and tribulations. Ja, ons gaan ook deur moeilike tye. Ons gaan ook deur moeilike tye. Ek en die wondes ook dikbek vir mekaar partykeer. Ek en my kinders staan ook kop. Jy sê, maar as ek God eerste stel, gee God my die geleentheid om daai dinge reg te maak. We begin afsluit met die volgende. Die rede dat baie van ons geestelik worstel is omdat ons God een kant toe geskuif het. Ons het God nie eerste gestel nie. Ons moet God eerste stel. Bo materiële dinge. Ons moet God eerste stel aan die begin van 'n nuwe dag. Ons moet God eerste stel met ons inkomste. Ons moet God eerste plek gee in ons harte. Ek wil graag roep julle los met die volgende. My lewe en jou lewe hier op aarde is maar 'n paar jaar. Ek het gisteroggend stilte tyd hou, het ek weer die woord van vooraf begin lees. In die oggend lees ek die Ou Testament en in die aand lees ek die Nuwe Testament. En gisteroggend in die Ou Testament, dit was die tweede hoofstuk, julle kan gaan kyk daarso, het hulle die ouderdom van die mense gegee. En ek praat onder korreksie. Ek het dit nie nou neergeskryf nie. Ek praat onder korreksie dat die woord sê Noag het 962 jaar oud geword. En ek en my wond sit daar op die bed en ek sê vir haar, kyk hierso, kyk wat sê die woord, 962 jaar. Jo. Spyker is allemaal lang tyd toe. Met my pa raak, volgende maand raak my pa 80. Die Here het hom geseën met gesondheid. Jolanda gaan nie vra wat is jou ouderdom nie. Die stel ek weet wat is jou ouderdom. Erika gaan jou nie vra nie. Maar die Here het elkeen van ons het hy geseën met die ouderdom wat ons is. Hierdie wat voor julle staan is 56. En ek het al 'n pad gestap. Van die 56 jaar is dat 30 jaar wat ek nie aan die Here spandeer het nie. En ek dink toe ek hierdie Ou Testament gelees het, of in Genesis gelees het van Noag, wat 962 jaar, jy weet, hy het elke dag die Here gedien. Hy het God elke liewe dag eerste gestel. En ek en jy kom op 50, 60, 70. Party van ons is nie eers daardie ouderdom beskore nie. En ons wil nie eers 'n uur op 'n dag, eers 'n uur op 'n dag, wil ons aan die Here spandeer nie. Hulle sien maar die dag wat ek en jy nie meer hier is nie, is vir ewig en ewig. Weet jy wat, dit wat ek vandag doen, is nie om Brent beter te maak nie. Dit wat ek sê is nie om Brent beter te maak nie. Dit wat ek doen is vir my ewigheidslewe, die dag wat ek weet, as ek my oë gaan toemaak, weet ek dat ek dit by die Here gaan oopmaak. En jy weet, forever and ever is forever and ever and ever. Ek het hier geskryf ook. Ek weet hulle sê, jy moenie begeer nie, maar ek het hier geskryf, wat is jou grootste begeerte? Is dit om God eerste te stel, en vir jou ewigheidsrykdom daar te stel, of is dit om 'n lekker lewe te lei, en te hoop dat jy eendag in die hemel gaan kom? Is jy nog bereid om God een kant toe te skuif? Die laaste skrifgedeelte wat ek aan julle wil hoor, Hebreërs 3 vers 18 tot 19 in die Boodskap Bybel.
Vir wie het God gesê dat hulle verseker nooit sal ervaar wat dit beteken om vir ewig saam met hom te rus nie? Ja, nee, dit was niemand anders nie as die mense wat nie na hom wou luister nie. Dit is geen geheim waarom hulle nie vir ewig saam met God sal rus nie. Hulle het God nie vertrou nie. Kan ek jou vandag vra, vertrou jy God 100%? Dis 'n vraag wat ek by julle laat. Julle hoef my nie te antwoord nie. Julle weet wat die antwoord is. Ek wat voor julle staan vanoggend sê, I trust God 100% with my whole life and with my family's life. Met elkeen van julle. My gebed vir elkeen van julle is dat julle regtig sal gaan nadink aan vandag se woord. En om te gaan dink of ek en jy bereid is om God een kant toe te skuif. Want jy weet, ek en jy het een kans. En soos ek gesê het, toe ek julle gegroet het, my spreekwoord, spreekwyse, moet nooit kwaad gaan slaap nie. Want ek weet nie of môre vir my beskore is nie. I only have today. Mag julle God se liefde so ervaar. Mag julle God eerste stel in alles wat julle doen. Amen. Kom sluit oor. Here, baie dankie vir die woord. Heilige Gees, my gebed is dat U met elkeen van ons sal wees. Here, laat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Here, laat ons sal besef dat ons moet begin erns maak met U. Here, dat die dae van game speel, dat die dae van dinge doen net om ons self te please, dat dit verby is. Here, laat elkeen van ons sal werk aan ons ewigheidslewe. Here, laat ons weer sal terugdraai na U toe. Laat ons U eerste plek in ons lewe sal gee. Dit is my gebed in die naam van Jesus.